things come alive in the name of Jesus. Hallelujah. Efesiërs hoofstuk 5 vanaf vers 14. Amen. Prys die Here. Is almal reg? Kom ons lees dit saam. Efesiërs 5 vanaf vers 14. Daarom sê hy, ontwaak, jy wat slaap, en staan op uit die dode, en Christus sal oor jou skyn. Ek wil die vers herhaal. Daarom sê hy, ontwaak, jy wat slaap, en staan op uit die dode, en Christus sal oor jou skyn. Vers 15, pas dan op, dat jy nauwgezet wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse, en koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Daarom moet julle verstandig wees. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Kan iemand sê amen? Kan iemand sê glory? Nou, as 'n mens, halleluja, die wil van die Here verstaan, amen. As 'n mens die wil van die Here verstaan, amen, dan gaan hy nauwgezet wandel, amen, volgens die woord van die Here. Jy gaan nauwgezet wandel, hulle volgens die instruksies wat die woord vir ons gee. Maar as jy onverstandig is, en as jy onwys is, dan gaan jy die raamwerk uitbeweeg. Paulus skryf in Efesiërs, en die tema van die konferensie is Rise and be healed. En Paulus skryf aan die Efesiërs, hy sê, daarom sê hy, ontwaak, jy wat slaap, en staan op uit die dode, en Christus sal oor jou skyn. Nou die Efesiërs was een van die volke wat baie naby aan Paulus se hart gelê het. Die Efesiërs gemeente, halleluja, was een van die gemeentes, prys sy naam, halleluja, wat close, halleluja, met Paulus gewees het. Paulus het baie dae, hy het baie ure, hy het baie nagte, halleluja, met die Efesiërs spandeer, omdat die woord van die Here te leer, om in te skerp die reg van die Here. En Paulus was lief vir hierdie gemeente, omdat hy geweet het waarvan ek hulle kom. Nou as die Efese verstaan, en die verstaan die Efesiese volk, dan gaan die verstaan dat hierdie groep mense, hulle was glad geensins Jode nie. Hierdie mense het in die heidenheid gekom, hulle was diep gesink in afvalligheid, hulle was laag gewees, want het vasgeklou aan afgoderij. Paulus skryf die woorde, hy sê, daarom sê hy, ontwaak jy wat slaap. Hierdie gemeente was geestelik besig om aan die slaap te raak. Hierdie gemeente was besig, halleluja, om deur die duiwel gesus te word. Hulle dat hulle met die reg van die verkeerd kon onderskei nie. Hierdie gemeente Efese, hulle was besig, halleluja, om te daal in die godheid, halleluja. Hierdie gemeente was besig, halleluja, om te sak, halleluja, na 'n laagte punt in die geestelikheid. Paulus sê,
Ontwaak jy wat slaap. Nou laat jy nie kom as jy ontwaak. As 'n mens slaap, dan is dit dieselfde, of as een en dieselfde asof jy dood is. Want jy weet nie wat om jou aangaan nie. Dat wil sê, jy is in 'n staat, van gehele naar onbewustheid. Amen. Die Engels praat van 'n staat waar jy is, waar jy ignorant is, en wat jy nie weet wat om jou aangaan nie. Paulus ontwaak. Jy wat slaap. Amen. Jy wat slaap in Efese. Hy sê ontwaak. Want jy is in die toestand van slaap en jy kan nie sien wat gebeur rondom jou nie. Amen. Jy kan nie sien hoe dat die duiwel aangaan rondom julle nie. En hy sê ontwaak. Wanneer jy ontwaak het. Amen. En as jy is wakker. Amen. Dan kan jy sien. Apostel, jy kan sien. Amen. Prys die Paulus skrywe hierdie woord, hy sê, hulle wat julle stryd as nie teen vlees en bloed nie. Amen. Prys die Here. Daarom sê Paulus die Efesiërs dat jy moet opstaan, jy moet wakker skrik, halleluja, omdat jy moet geestelik, halleluja, in die geveg. Paulus skryf vir Efese omdat hulle by vlak was waar hulle nie meer kon hoor nie. Hulle kon nie meer sien nie. Hulle was lewendig, maar hulle was dood geestelik. Nou gaan Paulus verder skryf van die Efese en hy sê, en staan op, rise, en staan op, uit die dode. So daar was twee groepe mense. Amen. In Efese op daardie oomblik. Amen. Daar was die groep wat besig was om te slaap. Amen. Hulle kon nie hoor nie. Hulle kon nie sien nie. Maar hulle was lewendig. En Paulus praat van 'n tweede groep. Hy sê, julle wat dood is. Hy sê, staan op uit die dode. So ek my sê, daar was 'n groep in Efese wat al klaar dood was. Amen. En as 'n mens dood is, was daar nie hoop vir jou nie. Amen. Maar praat die hele naweek, halleluja, oor die uitroep wat sê, staan op. Amen. Prys die Here, u van die dooie, halleluja, kan hy woorde hoor. Staan op, halleluja. Dat is wat Paulus skryf en Efesiërs, hy sê, staan op. Want het kom met geloof. Toe Jesus by Lazarus kom, was hy al 4 dae dood. Jairus se dogtertjie het net dood gegaan. Amen. Prys deur die man wat op die pad gelê het, wat by die tempelpoort gesit het, en die woorde gehoor, staan op. Paulus skryf van die Efesiërs, hy sê, staan op uit die dode. Hy skryf hierdie twee dinge. Amen, dat die Efese moet geloof kry. Hulle deur die gehoor. Hy skryf hierdie twee dinge. Hulle dat moet geloof kry en geloof kan vat om te weet. Al slaap jy of anders jy dood geestelik, jy kan opstaan. Nou laat sy hier ook aan Paulus het geskryf het. Paulus skryf het vir 'n paar redes, amen. Ek gaan so 2 of 3 van hulle aanhaal. Paulus sê, want sodra julle ontwaak het, sodra julle opgestaan in Efese, hulle sê Paulus, hier mooi woorde, hy sê, en Christus sal oor julle skyn. Hy is my wonderlik in hierdie gedeelte. Hierdie mense het die Here gedien. Efese het God geken. Aan wat die Here van die diep kom uitdaag. En tog sê Paulus vir hulle, dat
mense wat die gedaante van godsaligheid het. Amen. Maar Christus skyn nog nie oor hulle nie. Ek het gister die woorde gesê, as iemand sy sonde bely het en laat staan, en het hom gedoop volgens Handelinge 2:38, dan trek hy vir Christus Jesus aan, en as die duivel hom sien, dan sien hy nie meer die persoon nie, maar sien vir Christus. En dis een van die dinge wat kort gekom het aan Efese. Die lig van Christus het nie meer oor hulle geskyn nie. En Paulus moet vir hulle sê, rise. Paulus moes vir hulle skryf en sê, staan op, dat hulle genees kan word. Hy moes vir hulle skryf en sê, staan op, dat die lig oor julle kan skyn. En dan waarsku Paulus en sê vir Efese, as julle dan opgestaan het, en as die lig van Christus dan oor julle skyn, hy sê, pas dan op, dat julle nougeset wandel. Nie is die ding waar baie gelowiges struikel. Amen. Hulle wil nie nougeset wandel volgens die woord van die Here nie. Die Bybel praat van daar's twee weë. Amen. Die een lei na die lewe en die een na die dood. Een na die hemel, een na die hel. En Jesus maak die voorbeeld en hy sê dat die pad wat na die lewe lei is smal. En daar is min wat daarop wandel. Wat die mense wil nie nou geset wandel nie. Almal wil wandel soos wat hulle is. Hulle wil wandel met boosheid. Hulle wil wandel met bedrog. Hulle wil wandel in hoerery. Hulle wil wandel met steel en roof. Hulle wil wandel met lieg, kwaadpratery. Hulle wil wandel met partyskap. En jy kan dit nie doen op die nou pad nie. Paulus skryf vir Efese dieselfde ding. Hy sê jy moet nou geset wandel. Nie as onwyse mense nie, maar as wyse mense. Nou is die saak, wysheid is iets wat nie almal het hier vrou Betty. Jy kry mense wat sê hulle is slim, hulle is intelligent, hulle het 'n hoë IQ, hulle het baie grade en hulle het baie ander dinge, maar hulle het nie wysheid nie. Want weet nie waarvan kom wysheid? Amen, wysheid kom van die vrese van die Here. Die Bybel sê in die woorde, hy sê, halleluja, wysheid sal begin as die vrees van die Here. Baie wandel as onwyses, omdat hulle wys is, soos Filippien daai jare gesing het, in hulle eie oë. Kortjie gesê, jy wil jou nie laat vermaan nie, want hy is wys in jou eie oë. Paulus skryf, maar as wyses, en dan wil ek net die laaste stukkie lees, en sê in Kobie tyd uit, omdat hy daar boos is. Nou waar is the gospel of New? In hierdie prentjie. Die tema van hierdie konferensie is Rise and be healed. And I firmly believe that God would have never given a team like this if there wasn't any people that needs healing. If there wasn't any people that needs restoration. If there wasn't any people that need the deliverance. Die woord wat die Here vir ons vandag gee, is presies hoe ek en u na ons eie lewe moet kyk. Die woord wat die Here vir ons vandag gee, hier in the gospel of New, is presies hoe ons moet kyk na ons eie lewens. Halleluja. Ek wil by vers 4 begin. Halleluja. Wat die Bybel sê, koop die tyd uit, omdat die daar boos is. Ons koop nie die tyd uit nie. Amen.
ons gaan maar net aan. Asof daar baie dae is. Amen, daar's baie weke. Amen, daar's baie maande. En ek gaan nie die tyd uitkoop nie. Amen, want ek sien nie die nodigheid om dit te doen nie. Paulus skryf en hy sê, ons moet die tyd uitkoop. Vir 'n goeie rede. Want die dae is boos. Ons geveg is die bose magte. Die bose regeerders. Ons geveg is 'n geestelike geveg. En omdat ons geveg geestelik is, amen, moet ons die tyd uitkoop. Want die dae is boos. Dan sê Paulus, ons moet as wyses wandel. En 'n wyse man, dat my dink aan die koning. Amen. Hy het eers vir Jesus geken nie. Maar hy het wysheid gehad. Hoekom? Omdat die vrees van God in sy hart was. Hy het wysheid gehad omdat hy God gevrees het. En toe hierdie vrou kom en sê, maar dis my babietjie wat lewe, die dooie kind is harde. Amen. Het hierdie koning nie geluister na die storie nie. Hy het nie gesimpatiseer met die een wat sê ek het die seerste gekry nie. Amen. Die koning het wys opgetree. En hy het nie kant gekies nie. Hy was fair. Hy het gesê, kom ons vat maar die kind, maar dat is die makkelijkste. Men, hy het die kind verloor, sy het die kind verloor. Ons neem as oor die kind in die middel op, ek kry elke maar helfte van die kind. Nou mense wil nie dit hoor nie. Mense wil nie hoor, of mense wil nie seer gemaak word nie. Amen. Mense wil nie pyn voel nie. Hulle soek aan mekaar net die soetsappige woordjies. Amen, ag toe maar so right. Vat hy maar die kind vir jou. Of ag toe maar so right. Daar's baie orphans wat mama se soek en papa se. Kom ons kry maar vir jou 'n mooi blue-eyed kind. Daar by die orphanage. Maar die koning sê, kap die kind. En weet jy wat gebeur? Die mama wie se kind dit is, sê Here, sê my Heer, koning, moet jy die kind deel hê. Wil my kind moet lewe. Gee my kind vir die ander mama. Hoekom doen sy dat? Luister hierso. Hierdie twee het mekaar gebly. Amen. Sy het geweet, halleluja, as hierdie kind bly lewe, gaan sy haar kind sien groot word. Sy gaan haar kind sien trou. Sy gaan haar 3 kinders sien. Hang het daar wat hy gesê, gee dit vir die ander vrou. Maar nee, ons doen dit nie, want ons nie wysheid nie. Ons sê, kap die kind in die middel deur, dat sy niks het nie, en ek het niks. Dis waar die kerk is. Sonder wysheid, besig om kant te kies. En dan sê vers 15, ek lees om van onderaf die waar is, amen. Dan sê vers 15, hierdie woorde. Pas dan op, dat julle nou gesed wandel. En ons wil nie nou gesed wandel, ek het het vroeger gesê, want is moeilik. Ou gesedheid ontbreek in die kerk van die Here. Nou is die kerk am stil. Nou is die kerk am stil. Amen. Nou is die kerk stil. Want het druk nou op my seer buisie. Die Here druk nou op my seer. Amen. Omdat hulle nie wil nou gesed wandel nie. Amen. Hulle wil wandel soos wat hulle wil wandel. Met die dinge wat hulle wil doen en die dinge wat hulle wil toelaat.
kan praat onder mekaar, ek sien. Amen. Maar jy wil nie nou gesê wandel volgens die woord van die Here. En nou sê die woord van die Here, en ek gaan afsluit. Terwyl jy weet jy sit in die ding. Jy weet jy sit met hierdie saak waar jy besig is om te slaap. Amen. Jy hang toe wat elke storie aan die kieskant. Jy sê wys die wandel nie nou geset nie. Terwyl jy weet jy sit met hierdie dinge, amen. Jy's nog lewendig, amen. Want jy kan nog hande klap en jy kan nog koordans, al koordans jy uit jou plek het, maar jy kan nog koordans. Maar jy's aan die slaap. Jy's aan die slaap. Jy kan nie meer die gevaar sien nie. Jy sien nie meer hoe die duiwel vir jou sis nie. Amen. Jy's besig om te slaap. Kerk van die Here, moenie by die punt kom waar die duiwel vir jy sis en jy aan die slaap maak nie. Want jy gaan nie meer kan sien nie. Jy gaan nie meer kan hoor nie. Amen. Want jy is so goed as dood. En vir jy wat dood is, wat die vrees van die Here heeltemal ontbreek, wat jy aangaan met sonde, asof wat niks is nie. Amen. Jy lewe jou lewe. Amen. Asof daar nie 'n God is nie. Maar jy's in die huis van die Here. En jy sê jy's 'n kind van die Here. Maar jy weet jou lewe getuig nie daarvan. Jy's geestelik dood. Paulus skryf vanmôre. Hy sê ontwaak jy wat slaap. Dit wil sê word wakker man. Geestelik. Kyk na dinge geestelik. Amen. Ontwaak jy wat slaap. En dan sê jy wat dood is, want dit is baie wat dood is. Jy wat dood is, nie net in die kerk, ek praat oor die algemeen. Jy dan baie wat dood is, jy wat dood is. Hy sê staan op. Nou is hy staan, wat maak 'n mens dood? Is net sonde wat jou geestelik dood is. Amen. En wat is sonde? So dit vloek en skel, oorheer, is leenspraat die sonde nie. Is leenspraat die sonde nie. Om jou broer te haat sonder oorsaak is die sonde nie. Die Bybel sê dis 'n moordenaar. Amen. Alle ongeregtigheid is sonde. En as jy vanmôre by die punt is waar jy slaap, of jy sal dood, dan sê die Here vir u vandag, sy gees praat net met u. Sy stem is net daar by u. Niemand anders. Sta by u. Hy sê u moet vandag ontwaak. Hy sê u moet vandag raas, sodat die genesing kan ontvang. Mense is mentally siek. Psychologically is mense siek. Hulle nie die healing. Vandag sê die Here, rise and be healed. Hy kon vir Lazarus opwek uit die doodheid. Dis wel waar. Hy kon Jairus se dogtertjie uit die doodheid laat opstaan. Oh yes. Kan die blinde man laat sien. Yes. Hy die krepende laat loop. So true. En wat kan hy nie vir u doen vandag? Al wat hy moet doen is, as hy geroep in die hart kom, sy stemmetjie by die klop, hy stemmetjie wat, hy klein sagte stemmetjie, wat sê, miskien is dit ek. As al wat hy sê, miskien is dit ek, is dit nie miskien ek. As die stemmetjie by jy kom, dan moet jy vandag opstaan. Staan op vandag. 1, dat jy genesing kan kry. Maar 2, dat Christus se lig oor jy kan skyn. Dat mense weer kan sien, jy is 'n kind van die lig. Jy is 'n kind van die waarheid. Jy is 'n kind van die
geregtigheid. Hy is 'n kind wat op pad is hemel toe. Ontwaak, staan op, dat Christus se lig oor u kan skyn. Die Here seën u. Halleluja. Ons gaan Petrus dit toe. Kom ons staan op ons voete. Mag wees die man van die Here so lieflik geprys. Kom ons weer die Here dat so lieflik geprys. Was so lieflik gevoel wat die man van die Here kon gepreek het. Staan op.